Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet, dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. God kon elke blom en bloeisel vernietig het. Hy kon hulle geur heeltemal weggeneem het. Soos wat ons egter die nagevolge van sonde in die dorings en distels kan sien. Net so kan ons steeds vandag God se oneindige liefde vir ons sien in die delikate geure en pragtige kleure van die blomme. Ons kan sien dat God ons vir ewig sal lief hê en dat sy genade nog steeds vir ons elkeen beskikbaar is. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Ons leer 'n hele paar dinge uit hierdie verse. Ons leer dat God vir Adam en Eva klere gemaak het van diere se velle. Dit beteken, soos vroeër genoem, dat minstens een dier moes doodgegaan het as gevolg van hulle sonde. In Openbaring, die laaste boek van die Bybel, word verduidelik dat die vrugte van hierdie boom, die boom van die lewe, genesing sal bring. Almal wat hemel toe gaan sal van hierdie vrugte eet en vir ewig saam met God lewe. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Indien Adam en Eva in hulle sondige toestand van hierdie boom se vrugte sou geëet het, sou die mensdom onsterflik geword het en vir ewig in hierdie sondige toestand bestaan het. God kon dus nie toelaat dat hulle van hierdie boom se vrugte eet nie, en daarom het hy 'n engel bevel gegee om die toegang tot Eden en die boom van die lewe te bewaak.